oupa eendag na sy hande se dienstaar, so asof hy sy lewe daarin sien. Hy vra het ek al regtig na my hande gekyk en vertel hoe het sy hande hom gedien. Die hande is vol plooie, swak en was al mooie. Dit het klere aan my lyf gesit en kos in my mond. Hierdie hande het gewerk, was jare terug ook sterk en saamgevat as 'n bid in God se kerk. In die hande wat so bewe, sien ek my hele lewe. Goed en kwaad sal die hande ken. Hierdie hande het die lewe al gesien. Hierdie hande het my dagse brood verdien. Hierdie hande was al stukkend, seer en vol bloed. En elke dag na harde werk ook rin. Al my vinger was betrouwd, wat wys ek was getrou, en het my kinders by geboorte vastgehou. My hande het gebewe en geskit toe ek my pa na sy laaste plek in sy houtkus dra. In die hande wat so bewe, sien ek my hele lewe. Goed en kwaad sal die hande ken. Hierdie hande het die lewe al gesien. Hierdie hande het my dagse brood verdien. Die hande het my skoon gemaak en met trane weggesteek, toe die droogte net te erg raak en die wolke nie wou breek. Die hande het my kinders groot gemaak met sweet en bloed. Met hierdie hande gaan ek Jesus groet. Hierdie hande wat so bewe, sien ek my hele lewe. Goed en kwaad sal die hande ken. Hierdie hande het die lewe al gesien. Hierdie hande het my dagse brood verdien. Hierdie hande het die wêreld al ontmoet. En met hierdie hande gaan ek Jesus groet. Met hierdie hande sal ek Jesus groet. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.
always made my troubles feel so small. And you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Nader my God bij U, nader tot mij. Neemt uw genade, Heer, maak zondaars vrij. Dan zal mijn lief steeds blijven nader, mijn God, bij U. Nader, mijn God, bij U, steeds nader. Nader, mijn God, bij U. Nader tot mij. Laat al mijn paaien, Heer, naar uw voeten leiden. Dan zal mijn lief steeds blijven nader, mijn God, bij U. Nader, mijn God, bij U, steeds nader. Dan zal mijn lief steeds blijven nader, mijn God, bij U. Nader, mijn God, bij U, steeds nader.
last time would be the last time. I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing. And they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased. And knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your races run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, it won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. Martie, Hanlie, Attie, Nico, Koos, julle huisgesinne, kleinkinders, ander familielede, net namens die gemeente van Verkeerde Vlei, die breër gemeenskap, ons almal hier, ons innige meegevoel. Ook namens Dominee Rikus en die kerkraad. As ons dink aan Koos, dan dink ons aan iemand wat saam met Martie 'n baie mooi voorbeeldige pad saam met die gemeente geloop het. As kerkraadslid, as gemeentelid, deur die jare heen, was hulle twee, hulle as familie, 'n voorbeeld vir baie. Daarom is Koos se heengaan vir ons almal 'n groot verlies. Ons bede is dat die Here vir julle sal sterk, sal troos, die pad saam met julle sal loop. Toe ek by julle 'n draai kom maak het, daar op die plaas, het julle Psalm 91 gekies, omdat julle gesê dat Koos vasgehou het aan hierdie wete, die Here is by hom. En heel terloops, toe lees ek ook nou 'n gedeelte uit Jesaja 43, wat toe dieselfde beklemtoon het. Julle het gevra dat ek daai paar verse moet saamlees. Kom ons buig die hoofde in gebed. Troue en liefdevolle hemelse Vader, ons weet U is die beskikker van ons deel en lot. In voor en teëspoed bly U altyd onse Vader, onse God. Baie dankie vir U genade, vir U liefde, vir U redding
in Koos se lewe. Baie dankie dat U vir hom gawes gegee het van hoof en hart en hand, waardeur hy U koninkryk gedien het. Dankie vir dit wat hy deur baie jare heen, saam met Martie, sy familie, ook vir hierdie gemeente gedoen het. En nou bid ons vir Martie en die kinders en die kleinkinders wat agterbly. Troos hulle, dra vir hulle, omvou hulle met U liefde, en dat daardie vertroue wat Koos in U gehad het, ook saam met hulle sal gaan. Dat hulle ook sal weet, U is by hulle, ook in die hartseer, in elke omstandighede. Baie dankie, Here Jesus, dat ons vanmôre hier saam kan wees, in die wete, U het die dood oorwin. Dat ons daar by die graf ons geloof kon bely in U opstanding, in die ewige lewe, ja, in U trou as drie-enige God. Wil U ook hulle troos met die wete van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat wag vir U kinders, waaraan Koos deel het. Gebruik ook nou U woord om ons toe te vou in U genade. Ons bid dit net om Jesus Christus wil alleen. Amen. Kom ons sing staande lied 582, verse 1, 3 en 5. Laat steeds U lig my lewensstad bestraal.
en Jesaja 43 is 2 gedeeltes wat 'n mens maar net mooi kan lees en daarna luister, sonder dat 'n lang preek nodig is. Omdat die Psalm 91 so intiem persoonlik is, dat die psalmdigter hier praat oor sy eie lewe, hoe hy die trou van die Here in sy lewe ondervind, en hoe hy die Here ook vertrou in alle omstandighede. En dan in die laaste paar verse, vers 14 tot 16, praat die Here dan en bevestig eintlik alles wat in die Psalm staan. Ons moet onthou, die Psalms, geliefde familie en geliefdes, is gedigte. Dit is in digvorm geskryf. En die Hebreëse digvorm is ook bietjie het ook bietjie oordrywing. En daarom mag u miskien dink dit wat u hoor en lees, dis te goed om waar te wees. Maar dis daardie oordrywing, daardie digvorm om te sê, in elke omstandigheid is die Here naby. Al is daar ook moeilike omstandighede, al is daar ook nood. 2 gedagtes kom sterk na vore hier. Die Psalm sê, die Here is sy woonplek. Met die gevolg, elke oomblik ervaar hy die nabyheid van die Here. Die tweede is, die Here is saam met hom op reis. En dit kan ons terugdink aan Koos se lewe, dit kan Martie as familie saamvat. Die Here is ons woning, sê dit so direk, maar ook die Here is saam met ons op pad, soos hy ook met Koos op pad was. Psalm 91 vanaf vers 1, hy wat by die Allerhoogste skuiling vind, en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek, kan ook sê as woning geneem het. Die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, waar jy ook al gaan. Die gedagte van die Here is die woning, die Here is teenwoordig op weg. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. En dan nou die woorde van die Here self, wat alles saamvat, wat dit bevestig. Omdat hy my liefhet. Letterlik staan daar, omdat hy in liefde aan my kleef, aan my vashou. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, kan ook sê, omdat hy my ervaar, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor.
In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Hy sê letterlik, die Here sal hom versadig met 'n lang lewe. En dan net die paar verse hier uit Jesaja 43, vers 1, luister, so sê die Here, wat jou geskep het Jakob, wat jou gevorm het Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Geliefdes, in die Ou Testament neem die tempel 'n baie belangrike plek in. Waarom? Omdat die tempel maar net die simbool is van God se teenwoordigheid. Daarom dat die ou gelowige Israeliete baie moeite gedoen het, ver paaie geloop het, met baie gevare om by die tempel te kom. Ja, soos Psalm 84 sê, u voorhoewe is vir my beter as 10.000 daar buite. En ek wil liewerste by die drempel staan van u huis, as om te woon in die tente of die huise van goddeloosheid. En daarom, vir ons as Christen gelowiges, is Jesus Christus Immanuel, God met ons, God by ons, so belangrik. So was dit vir Koos, so is dit vir Martie en die familie, en dit gaan julle vashou plek, julle krag wees, ook vorentoe. Dit wat vir Koos belangrik was, die Here is by my. Soveel so dat hy sê, die Here is my woonplek. Ek woon in by hom. Koos het ook nie maar net ingewoon in sy huis, op sy plaas, in sy huwelik, tussen sy gesin, in sy vriende, en hier in die gemeenskap van verkeerde vlei, vir wie hy baie lief was nie. Hy het bo alles ingewoon by die Here. Die Here sit nabyheid, sy teenwoordigheid, in alle omstandighede, dit is wat Psalm 91 wil sê, oral, altyd, op my lewenspad, maak nie saak watter nood, watter struikelblokke daar is nie. Ek weet, ek is nie alleen nie. Die Here is by my. Jesaja 43, ek is jou skepper. Ek is jou formeerder. Ek het jou gevorm. Ek het 'n plan met jou lewe. Ek staan agter jou lewe. En dan sê hy so mooi, jy is myne. Omdat ek jou liefhet, is jy vir my kosbaar. Ek is by jou. Al gaan jy deur riviere, dit sal jou nie wegspoel nie. Al gaan jy deur vuur, sal dit jou nie brand nie.
verkoos vir ons almal vorentoe. Die Here staan nie op die wal van die lewe nie. Nee, dis asof die Bybel wil sê, hy's halflyf, saam met ons in die diep water. Die riviere sal ons nie wegspoel nie. Dit is asof die teoloë deesdae baie klem lê op die gedagte dat die Here saam met ons lei. Dis asof Jesaja 43 dit ook wil sê. In die diep rivier van hartseer, van verlies, van alleenheid, lei hy saam met ons, staan hy by ons, het Jesus Christus dan nie juist deur sy lyding en sy sterwe, ons lewens, ons sonde, ons verlorenheid op hom kom neem nie. Daarom sê hy wat by die allerhoogste skuilings vind. Daarmee bedoel hy God wat koning is. God wat al die krag het, al die mag het, wat elke mens se lewe in sy hande het, die allerhoogste. En hy is die beskerming, hy is die almagtige. Dan sê die gelowige, dit geniet hy. Dit het Koos ten spyte ook van sy omstandighede wat nie altyd maklik was nie. Dit was sy grootste geniet. Daarin het hy hom verbly. En dit kan julle ook vorentoe. Martie, Hanlie, Attie, Nico, Koos. Daaraan kan julle ook vashou. Julle kan die Here ook geniet met sy teenwoordigheid. U is my toevlug, sê die Psalm, en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dis die belangrikste. Geloof beteken vertroue in God. Dat ek weet, ek vertrou hom in my lewe, met my geboorte, met my sterwe, met alles. Ek kan my op hom verlaat. En dan in die laaste verse, wat die Here so mooi sê, in vers 14 tot 16, hy sê, in die verse, omdat hy my lief het, letterlik in liefde aan my vaskleef, sal ek hom red, sê die Here, omdat hy my ken, omdat hy my ervaar in sy lewe, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees, waaraan Koos vasgehou het. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Die een werkwoord na die ander stapel hy op wat die Here ook vir julle wat agterbly wil doen. Hy wil julle red. Hy wil julle beskerm. Hy wil julle gebed verhoor. Hy wil by julle wees. Hy wil julle in sy eer ook in hierdie moeilike omstandighede herstel. Hy wil ook vir julle die volheid van lewe gee. Hy wil julle help. Geliefdes, ons vier Kersfees oor omtrent 3 weke. Koos is oorlede, kan mens sê in hierdie adventstyd, wanneer ons die geboorte van Jesus Christus in die Gees verwag. Weer dit gaan vier. En Jesus Christus het Psalm 91 waargemaak. Ook Jesaja 43. Want hy is Immanuel. God met ons. God by ons. So was hy verkoos. So sal hy vir julle ook wees. Amen.
Ek gaan nou vra dat Attie die bedankings gaan doen. Net daarna gaan Dominee Rikus die laaste lied laat sing met 'n gebed en ook die seën daarmee afsluit. Ons is reg. Familie, Dominee Gert de Blaans en Dominee Rikus Botha. Ek wil namens die familie net graag 'n paar bedankings doen en namens my pa. Nommer 1 wil ons begin by Dominee Gert de Blaans vir die waarneming van die diens. Baie dankie vir die boodskap van vertroosting en die woorde wat ewige waarde in ons harte vir ons gaan saamstuur en ons gaan vertroos op 'n opregte manier. Baie dankie Dominee. Dan ook Dominee Rikus vir die, ek wil nou 'n groot woord gebruik hierso, virtuele opname. En dat ander mense wat nie hier is, kan deelneem en saam met ons dit kan ervaar wat ons vandag hier so ervaar. Baie dankie daarvoor. En dan wil ek ook vir jou dankie sê waar ek persoonlik by jou was, waar jy vir pa kom besoek het en bemoedig het, en waar jy vir ons saam gebid het in die hospitaal. Hy het dit opreg waardeer en ek dra daai dank oor van sy kant af. Dan is hier iemand wat spesiaal haar hand opgesteek het, Corlien Meyring, wat van Pretoria af spesiaal gekom het om dit vir hom Koos te kom doen vandag, en dit vir ons as familie spesiaal te maak, en ons sê vir jou baie dankie, hoor. Dan ook Annetjie Victor, wat vir ons die oralis is vandag, en vir ons dit moontlik maak om 'n mooi, rustige orgelmusiek te kon na luister, toe ons ingekom het, wat ook ons siele regtig bestreel het, en bestraal het van lig, en om die ou kerk musiek te hoor is fantasties. Baie dankie Annetjie. Dan die hospitaalpersoneel by Rosepark Life Hospitaal en Pasteur vir hulle ons saglike bystand wat hulle aan ons pa gegee het. Asook die deernis waarmee hulle ons pa en ons as familie hanteer het. Dan by Rosepark spesifiek Dr. Katie Jasbeck, Dr. Erasmus en Dr. Nel wat as 'n span saamgewerk het en ons weet wat baie keer moeilike besluite moes neem. By Pasteur Dr. Andrei Nel, wat regtig ons ook met deernis hanteer het en pa verseker gehelp het om die laaste ure nie in pyn te kan deurbring. Ons dank hom daarvoor. Dan Hannetjie van Hannetjies Gastehuis vir hulle onbaatversigtige diens wat hulle gelewer het om vir ma in 'n moeilike tyd huisvesting te gee, maar nie net dit nie, 'n huis te gee waar sy kon heen en weer gaan om vir pa te besoek in veiligheid, en die tyd wat hulle ook vir ma rondgery het en help aanry het na Pasteur toe. Dan Sandra Laten, die maatskaplike werker, vir haar bystand aan ons as familie en ook aan pa tydens sy hospitalisasie en tydens die sterwensure. Jy was goud werd vir ons. Dan wil ons ook dankie sê vir Jaco Smit Elite Funeral Group vir die hantering van ons pa se oorskot en die begrafnisreëlings. Dit het regtig goed gegaan, Jaco, en ons waardeer dit. Dan kom ons bietjie nader aan die huis, hier aan verkeerde vlei se kant. Jack van Eden, Corneille Vermaak, Jaco Oberholzer, Thys Fourie, Yuri Linde vir die voorbereiding van die graf. Man, ek dink oom Koos sou trots gewees het en ons as familie is baie dankbaar daarvoor, hoor. Dan spesiale mense na in pa se hart, Tannie Hannetjie Nomeni, vir die altyd daar wees, die ondersteuning, die braais, die kuiers, saam rugby kyk. En Nomeni wat vir pa rondgery het wanneer dit nodig was. Julle was voorware 'n seëning vir hom gewees. Ons sê vir julle baie dankie. Obi, Pieter, Jack en Freek, wat so saam met pa in die boerdery was die laaste klompie jare.
Dankie dat julle altyd seker gemaak het dat hy het wat hy nodig het. En as hy op julle knoppie gedruk het, was julle daar. En ek weet julle het altyd saam lekker 'n bietjie tee gedrink ook. En ek dink dit sal wonderlike herinneringe wees. Marie-Louise en Tom, baie dankie vir die regmaak van die begrafniskampie. Hier so iewers in September dink ek het julle dit gedoen uit liefde uit, maar ook ter herinnering aan oupa en ouma, en daar het dit nou vir ons regtig mooi uitgewerk en dit was netjies geweest. Dankie vir dit. En dan wil ons ook dankie sê vir die taakies wat julle gedoen het vir pa en vir ma in en om die huis, om jare terug al so 'n bietjie die stortery gemakliker te maak en so voort. So, baie dankie daarvoor en dan ook vir julle onvoorwaardelike liefde en kuiers op die plaas. Timoney vir die saamstel van die slideshow wat ons baie geniet het en wat vir ons mooi herinneringe gegee het, en ek is seker ons harte laat seer raak het en ook laat glimlag het toe ons daarna gekyk het. Cindy, dankie vir jou liefdevolle opstel van die begrafnisbrief. Ek weet hoeveel ure het jy daaraan gesit en jy het dit met liefde gedoen. Dan NG Kerk Verkeerdevlei vir die kerk en ons ook die verversings in die boeresaal wat ons hierna sal geniet. En dan spesiale melding van pa se liewe 1955 Grey vriende wat altyd onbaatsigtig hulle vriendskap gekoester het tot en met pa se einde. En ek sien so vinnig vir oom Ronnie huis hier so. Dankie oom. Dan vir ma se onbaatsigtige liefde. Ek het verwag dit gaan gebeur ouens. Versorging en ondersteuning die afgelope 59 jaar. Kan nie veel verder sê nie. Broers Nico Koos, sis Hanlie, vir die saamstaan en die saamstem deur die jare. Ek dink dis 'n besondere blessing wat ons het. En veral vir die afgelope maand waar ons saam regtig moeilike besluite moes geneem het. En ek weet ons gaan nog besluite moet neem in die toekoms, maar dankie vir die saamstaan en die saamstem. Dan die kleinkinders en agterkleinkinders, ek wil net sê oupa was baie lief vir julle. Dis al wat ek vir julle vanmiddag wil sê. Ek dink julle sal weet wat dit beteken. Almal wat hier teenwoordig is, my vriend Bees Koeman en sy vrou Sandra, wat my kom ondersteun het, baie dankie. Persoonlike dank. En alle vriende, familie, ek wil nie mense nie uitsonder nie, as ek nie jou naam noem nie, jy is net so welkom en ons is net so dankbaar vir julle teenwoordigheid. En dan heel laastens wil ek opregte dank aan ons hemelse Vader, namens ons as familie vir die lang en voorspoedige lewe wat hy aan pa Koos gegee het. En soos ek dit nou in Engelse terme gesê het vroeër vandag, he lived on his terms and on his turf. En ons kan net sê, ons salute hom daarvoor. Baie dankie. Baie dankie. Ek het die voorreg om sommer nou net ook sê dankie Caroline. Saam te bid, so kom ons sluit die oë en bid ons saam. Dierbare Here en Hemelse Vader, Here, vandag is nie vir enige van ons maklik nie. Vandag is ons harte vol seer. Dit voel as ons harte dalk selfs bloei. Maar Here, dankie dat ons kan weet, oom Koos is by U. Dankie dat ons vanoggend deur die woord, deur Dominee Gert die bevestiging kan kry, Here, dat U met ons is. Dat U ons kom vertroos, dat U hier langs ons sit, ook hier waar ons vandag is. Here, mag U ons raak sien en elkeen se pyn raak sien en elkeen se trane sien. Mag U dit ken, soos dat U ons ten volle ken elke liewe dag van ons lewens. En Here, mag oom Koos se lewe altyd vir ons herinner aan 'n vol lewe, 'n lewe vir U. 'n Lewe wat gespreek het van U goedheid en U grootheid, U dankbaarheid.
Dankie dat oom Koos altyd dankbaar ook was. Dat ons iets van u liefde ook op daardie manier deur hom kon beleef en kon sien. Here, dankie vir mense wat vandag hier is, familie, vriende, mense wat naby aan hom Koos was, vir hom baie lief was, vir wie hy baie lief was. Dankie vir soveel mense rondom hom en wat ook vandag sy lewe eintlik kan vier, deur die hartseer steeds kan dankie sê, dat hy met hom was en hom gedra het. Here, ons verstaan nie alles in hierdie lewe nie. Ons sal dit ook nooit verstaan nie. Maar wat ons wel weet, wat ons wel verstaan, is dat U vir ons kom sterf het en vir ons die ewige lewe kom bring het. En daardie waarheid is nou vir hom Koos ten volle. En daarvoor dank ons U opnuut. Here, dankie dat ons, wanneer ons ook hier weggaan, kan weet, U los ons nie alleen nie. U is met ons in hierdie moeilike tyd wat nog voor lê ook, waar ons moet gewoond raak, nuwe gewoontes moontlik moet aankweek. Mag U daar ook met elkeen van ons wees en ons lei. En mag U altyd in ons harte en gedagtes ook besig wees, sodat ons meer kan word soos U en minder soos hierdie wêreld. Dankie dat oom Koos se lewe een was wat ons regtig net opnuut kan vier vandag. Dankie dat ons dit kan onthou en met 'n glimlag altyd op ons gesigte kan sit. Ons loof U daarvoor en ons prys U en ons bid dit alles in die wonderlike, almagtige naam alleen. Amen. Ons kan staan vir 'n lied, ek dink is lied 501. Ons kan dit saam sing. Die Here is ook saam met ons, wat ons nou gehoor het, en hy dra ons, en hy troos ons, en daarom mag jy ook weet, dat hy as God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees met jou ook is, en jou sal dra, en jou sal lei, dat hy die God is wat alles van jou ken en weet. Mag hy in sy genade jou omvou. Amen.